Ek wil begin by wat ek laasweek gesê het. Ek het gesê navorsing het bewys dat jy makliker seksueel aanpasbaar is as wat jy aanpasbaar is binne die konteks van 'n verhouding. Wat bedoel ek daarmee? Ek sê jou kans om met iemand seks te hê is groter as wat jou kans is dat jy binne die konteks van verhouding 'n verhouding gaan hê wat werk. Ek het gesê seksualiteit bedek 'n menigte probleme buite verhoudings, wat binne verhoudings nie noodwendig bedek word nie. Vanoggend wil ek aangaan en ek wil sê, omdat God het 'n man gemaak wat fisies ingestel is. 'n Man kyk met sy oë en hy neem waar. 'n Man is 'n jagter. Hoeveel bokke sal 'n blinde leeu vang? Dit is hoe God 'n man gemaak het. En omdat 'n man meer fisies ingestel is as 'n vrou, word hy baie beïnvloed deur dit wat hy sien. So ek wil vir jou wat vanoggend hier sit, ek weet baie mense is baie skaam om hier te praat oor 'n mic, maar julle het almal my nommer. Ek wil by die wyses wat hierso sit, wil ek graag hoor, die dag toe jy begin vlerk sleep het, wat het jy verkeerd gedoen? En wat het jy reg gedoen? Binne die konteks van barriers wat jy vir jouself daar gestel het. Ek het laasweek 'n woord gebruik, guardrails, want iemand WhatsApp my hierdie week en sê vir my, okay, hoe werk hierdie barriers wat jy vir jouself daar stel binne die konteks van verhouding? Maak dit vir ons prakties. Watse barriers kan ek vir my kinders gee, wat nou op 'n plek is waar hulle begin vlerk sleep? So ek besef, mense wil die goed prakties hoor. En ek wil vir jou uitdaag, ek het nie al die wysheid in pag nie. Stuur vir my 'n WhatsApp en sê vir my, weet jy wat by my gewerk het, is dit. En ek wil daai goed hoor, dat ons dit mekaar kan deel, sodat ons dit prakties kan toepas. Omdat 'n man 'n fisiese wese is dit van die uiterste belang, dat jy, as die vroulike geslag, sal weet, dat jy moet let op wat? Op wat jy aantrek, hoe jy lyk, en wat die vibe is, wat jy uitstraal. Want iewerster langs die pad, gaan jy kry, waarvoor jy jouself vooruitgee. 'n Persoon sê vir my 3 weke terug, hy sê vir my, daar is niks sterkers as 'n vrou nie. En nou praat die dame met my in die konteks van die verkeerde kant. Sy sê, daar's geen vrou wat nie sal kry, wat sy wil hê, as sy lank genoeg aanhou nie. En ek besef, dit wat sy vir my sê, is baie, baie waar. En dan vra ek myself af, okay, maar ons moet nou hier by die kerk, iewerster moet ons hierdie goed koppel aan die Bybel. Is dit nou net 'n klomp nonsens? Is dit nou net 'n stelling? Of is dit so? Dink julle dis die waarheid? In die verkeerde kant, wie van julle stem saam met my? Steek jy hand op. Vrouens, stem saam met my. Dink julle is daar? Mans, dink julle die vrouens is daar? Die man sê nee, daar is net een man aan daar agter. Ek wil vir julle gou hierso 'n paar goedjies neerskryf. Ken julle hierdie ou? Wie is hy? Hy is die vader van geloof. Is ek reg? Hy het beloftes gehad. En toe het hy 'n vrou. Is dit reg? En sy vrou gee vir hom 'n opdrag. En hy voer dit uit sonder enige teespraak onmiddellik. Ken julle hierdie ou? Waarvoor staan hy bekend? En toe, wat sê sy vir hom? Kom hier my lovey. Ken julle hierdie ou? Waarvoor staan hy bekend? Hy het Goliat verslaan. Die vroue het oor hom gesing. Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Wat sou bakkery met hom reg, wat Goliat nie met hom reg gekry het nie? Dis Dawid. Ken julle hierdie ene? Pilatus was wie? Pilatus was die gouverneur daai tyd met Jesus se kruisiging. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy gaan na die baas toe. Hy vra vir sy vrou. Hy sê, hoorie, wat moet ek met hierdie man maak? Sy sê vir hom, was jou hande in onskuld. Weet nie hierdie ou aanraak nie. Hierdie ou, Josef. Waarvoor staan Josef bekend? Hy het sy tekkies aangetrek en gehol. Josef het nie in 'n met Potifar se vrou in enige tweegesprek betrokke geraak nie. Hy het nie gesê, "Joe, miskien moet ek geestelike oorlogvoering doen en haar red nie." Hy het sy tekkies aangetrek en gehardloop. Hy's 'n ou wat vir ons 'n voorbeeld stel, Josef.
En as ek kan terugkom na Dawid, ek en jy as man kan baie maklik onsself in 'n situasie begewe waarvoor God ons nie geroep het nie. En wanneer ons in daai situasie is buite God se wil, gaan ons 'n vyand ontmoet wat sterker is as God se genade oor ons lewe. En wat bedoel ek daarvoor? Die Here het Dawid geroep om op die front te wees, om te veg. En binne daai konteks was daar beskerming vir hom. Maar Dawid was nie op die front nie. Dawid was by die huis. En toe raak hy in 'n geveg betrokke met dit wat hy gesien het, waarvoor hy nie die nodige weerstand kon bied nie. So dit wat ek en jy binne die konteks van verhouding vir ons moet afvra, is, dink jy gaan hierdie geveg wen of gaan jy hom verloor? Josef het gesê, ek gaan hierdie geveg verloor, daar's nie tyd om te praat nie, ek moet hardloop. En in sy hardloop het hy gewen. Dawid het nie gehardloop nie, en Dawid het die geveg verloor. Egbert, nou hoe pas dit in by verhoudings? Binne die konteks van verhoudinge moet jy weet waar jy jouself bevind. As jy nie weet waar jy is nie, en waarheen jy op pad is nie, en wat vir jou lê en wag nie, het jy moeilikheid. En ek dink dat 'n groot deel van dit wat ek hier neergeskryf het, as ons gaan kyk na Abraham, Samson, Dawid, Pilatus, Josef, is almal ouens wat ek sê, wat mans was, wat 'n posisie beklee het. En dis vir my die verskil tussen 'n man en 'n vrou. 'n Man lei vanuit posisionele krag. 'n Man sit in 'n posisie. Dit is hoekom 'n man van 'n titel hou. Ek's die CEO. Ek's die kaptein. Ek's die baas van die plaas. Ek is die pastoor, dominee. 'n Man hou van 'n titel. 'n Vrou staan nie belang in 'n titel nie. Vanuit watter posisie lei 'n vrou? Invloedskrag. 'n Vrou lei vanuit invloed. As ons kyk na Abraham, Samson, Dawid, Pilatus, al daai vrouens het deur invloed hierdie mans op 'n verkeerde plek gebring. Invloed. En as jy luister na die slim ouens, as jy luister na John Maxwell, dan sê hy, leierskap is invloed. Positief of negatief. Leierskap is invloed. Nou, as leierskap invloed is, as jy so vanoggend sit en jy sê vir my, weet jy wat, 'n vrou is nie 'n goeie leier nie, dan wil ek vir jou vanoggend vra, hoekom het God die hele wêreld in die hande van 'n vrou gesit? Toe Jesus opgestaan het uit die graf, met wie praat hy heel eerste? Met 'n vrou. Heel eerste met 'n vrou. En dan sit hy die wêreld in die hande van 'n vrou, om die wêreld te beïnvloed, om hulle self te bekeer, want God se koninkryk wil kom. Hier sit die vrou. Haar naam is Ekklesia. God sit die wêreld in die hande van sy bruid, om die wêreld in so 'n mate te beïnvloed, dat dit hier moet lyk soos wat dit in die hemel lyk. Dit is hoekom ons bid, laat u koninkryk kom, hier soos wat dit in die hemel is. En die Here roep my en jou as sy bruid om te lei deur invloed. Maar ongelukkig het die wêreld 'n groter invloed op die kerk as wat die kerk op die wêreld het. Ek wil hê dit moet insink in jou denke. God roep 'n vrou. Jy al gekyk wat doen pa met die kinders? Ek praat nou algemeen. Dis die kinders stout. Hou staan pa daar voor hulle vanuit 'n autoritaire posisie. Hey, bly nou stil. Kan julle nie hoor dit en dit en dit nie? Ek meen, hy wil lei uit 'n posisie van krag. Wat doen ma? Sy check dit so met haar oë. En dan maak sy nie so. Dan staan die kindjies op en gaan hulle uit. "Va pa, waartoe gaan jy nou?" Ja, ma het vir my gekyk. Net met die oë, al. Net met die oë. So, die kerk is eintlik 'n leading lady. Dis wie die kerk eintlik is. Leading lady. Sy is Christus se bruid. Daarom het God ook jou as vrou, nou praat ek nie van die kerk nie, as vrou geroep om
'n goddelike invloed op 'n man uit te oefen en om 'n man op die pad te hou en nie 'n man uit die bus te laat val nie. Want vrouens is in staat om mans uit die bus te laat val. En vrouens is in staat om 'n man op die pad te hou. En dis waarvoor God jou as vrou geroep het. Daarom is dit belangrik dat wanneer 'n jong man en 'n dame op 'n plek kom waar hulle begin vlerksleep, vooraf moet besluit op watter basis gaan hulle hierdie verhouding bou en wat is die guardrails wat hulle in plek gaan sit binne hierdie verhouding van hulle. Op watter basis gaan hulle hom bou en wat is die barriers wat ons in plek gaan sit binne hierdie verhouding. Ek en jy moet weet, wat is die basis waarop ons verhouding gaan bou en wat is die guardrails wat daar het. Kom ons praat gou oor die basis. En ek sien baie hartseer. Ek sien baie hartseer. Die eerste basis wat daar is die geestelike. En Reynou het daaroor gepraat, ek dink 3 sonna terug. Waar staan jy ten opsigte van jou geloof? Dis die geestelike basis. Waar staan jy ten opsigte van aanbidding? Waar staan jy met betrekking tot jou commitment, met betrekking tot die geestelike? As 'n paartjie hier kan ooreenstem, sê ek vir jou, jy het 80% gewen. As dinge op hierdie vlak verkeerd loop, is dit pyn en lyding vorentoe. Ek praat maar, waar kom jy daaraan? Luister hierso, die vrouens praat met my en my vrou. En dan is daar hier en daar 'n enkele man wat met my praat. Hoekom is vrouens so geestelik? Ek het baie daaroor gedink. Hoekom is vrouens so geestelik? Want hulle mans hou hulle op hulle knieë. Ek meen, as hulle nie die Here vasgryp nie, is dit nag vir hulle. Ek en jy, en dis wat Reynou gesê het 'n keuse. Gaan ons verhouding op die geestelike bou? Dis punt 1. Die tweede ene is die intellektuele. Nou sê ek nie Einstein soek Einstein nie, dit is nie waarvoor die intellektuele is nie. By die intellektuele kom in, wat is ons belangstellings? Wat is ons purpose? Wat is ons emosionele make-up? Julle weet mos wat ek van praat, emosionele make-up. Hoe hanteer ek en jy druk? Wat wil jy uit die lewe hê? Wat beplan ons vir die volgende jaar, 5 jaar, 10 jaar? Dit is goeders waaroor jy moet praat. Luister jy, dit help jy raak verlief op hierdie ou en hy sê nie vir jou, sy doel is om oor 5 jaar te gaan visvang op 'n olievlot nie, op 'n olieboot te gaan werk nie. Dit is nie waarvoor jy ja gesê het nie. Jy het vir ander goed ja gesê. En dit is hoekom dit belangrik is om hierdie goed uit te klaar voor die tyd. Ek praat nie van uitklaar tot op die jota en die titel nie. Dit is nie wat ek van praat nie. Ek sê net, waarvoor laat jy as vrou en waarvoor laat jy as man jouself in binne die konteks van hierdie verhouding? Dit help nie. Jy kuier by 'n persoon en na 7 jaar vind jy uit, maar weet jy wat, dit is nie eintlik wat ek wil hê nie. Dank die Here as jy na 7 jaar nog nie getroud is nie. Maar ek meen, as jy getroud is en na 7 jaar vind jy uit, hoor jy sommer, ons is nou op pad na 'n verkeerde plek toe. En nou praat jy met jou man, en sê, maar, jy het dit my nooit gesê nie. Of hoor jy so, my vrou, jy het dit nooit vir my gesê nie. Ek meen, ons is getroud en na 2 jaar het ons nog nie kinders nie. Want ons gesê, ons gaan nie gou kinders kry nie. Na 5 jaar is daar nog nie kinders nie. Dan vra jy nou vir die man of die vrou, maar hoekom kan ons nie kinders kry nie? Ja, maar ek wil nie kinders hê nie. Ek staan nie daarin belang nie. Ek kinders beperk ons vryheid. Jy sê, maar dit is nie hoekom ek met jou getroud het. Ek wil graag kinders hê. Hoor julle wat ek sê? Die intellektuele basis. Die derde basis, die fisiese basis. Ongelukkig begin 90% van verhoudings hier op die fisiese. En dit is eintlik dit wat laaste moet wees en wat bestem is vir die huwelik. Die fisiese. Ons begin verkeerd. En as jy verkeerd begin, eindig jy verkeerd. En julle sal nou agterkom hoekom ek so sê. So 'n gesonde verhouding word gekenmerk deurdat dit op 'n geestelike en intellektuele vlak begin. En die jong mense moet luister wat ek sê volgende. En daar's baie jong mense wat buite luister. Die vlak waar drome, purpose, belangstellings, persoonlikhede geleer kan word.
En die fisiese wil ek weer sê, is die minste belangrik van al drie hierdie. Die minste belangrik. Wanneer jy by die fisiese begin, lei dit na emosionele bande, wat op die ou einde van die dag diep wonde veroorsaak. Ek wil dit noem gebroke harte veroorsaak, omdat jy op die fisiese begin. Ek meen, baie mense begin op die fisiese en hulle weet nie eers of hulle dieselfde drome, belangstellings, intellektuele koneksies en geestelike eenheid het nie. En dis wat die samelewing propageer, is die fisiese. Ek meen, mense weet nie soveel by mekaar pas nie. Iemand bel my 3 weke terug. Oom, ja my kind, waar kry ek 'n goddelike man? Nou wat sê ek vir so 'n dame? Waar kry ek 'n goddelike man? Dit kon net sowel 'n man gewees het wat vir my gevra het, oom, waar kry ek 'n goddelike dame? In hierdie geval was dit 'n dame wat my gevra het. Al antwoord wat ek vir haar het is, die skrif sê, soek God se koninkryk eerste, en ek sê jou gee die begeertes van jou hart. Soek God se koninkryk eerste. Wanneer ek en jy, kom ek noem dit 'n pad. Dis nou 'n pad. Dis die pad van God se koninkryk. Wanneer jy op hierdie pad wandel, en jy ontdek, omdat 'n dame my gebel het, sy soek nou 'n man. Omdat jy op hierdie pad bewandel, wanneer jy dan jou man hier kry, is dit 'n man wat geestelik dieselfde hart het as wat jy het, met betrekking tot die geestelike. Wanneer jy van hierdie pad moet afgaan, om die man hier te kry, en jy trou hierso, dan sukkel jy vir die res van jou lewe om hierdie man daar op die pad te kry. Ken julle sulke vrouens wat sukkel om hulle manne op die pad te kry? Ken julle vrouens wat geskei is as gevolg hiervan? Ken julle vrouens wat vanoggend hierso sit, wat dit dalk die oorsaak was van jou egskeiding? Manne wat in die wêreld was. Luister hier, daar's bitter min mans wat jy van die pad af ontmoet wat op die pad kom. Want die meeste van hulle trek jou af van die pad af. En die vice versa is ook belangrik rondom dit. Alhoewel 'n man wat op God se pad loop, 'n groter kans het om 'n vrou op daai pad te kry, as wat jy as vrou die kans het om die man daar te kry. Ek en jy moet ons maat soek op die pad van God se koninkryk. Die grootste probleem waarmee ons sit, is dat mense goddelike resultate binne verhouding soek, maar hulle wil nie goddelike beginsels toepas nie. Ek wil dit weer sê, ons soek goddelike resultate, maar ons wil nie goddelike beginsels toepas nie. Kom ek gaan weer terug hierso. Die geestelike, die intellektuele. Ek wil amper sê hierso, wat hierso vir my inpas is, vriendskap. Toe ek oor hierdie goed met my dogters begin praat het, toe sê ek vir hulle, wees vriende met almal. Wees vriende met almal. Hê 'n groot vriendegroep. Die grootste fout wat jy kan maak, is om op waasie te kom. Ek het hulle in elk geval verbied om op skool enige verhoudings te hê. Die Here sê, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Skool is om jou akademies te kwalifiseer om te begin deurkom. Geen vaste verhouding op skool nie, dis nonsens. Baie mense verskil van my, maar daar's ook 'n spreekwoord wat sê, laaste lag die lekkerste. Baie seuns het vir my dogters gelag, omdat hulle nie in verhoudings betrokke wou geraak het nie. Maar as hulle vandag terugkyk, dan sê hulle, dankie pa, dankie ma. Ons het daai tyd nie verstaan nie, maar ons verstaan nou. Ek het altyd vir my dogters gesê, dink jy regtig waar jou man is hier by jou in Hoërskool Leidenburg? Dit het niks met die Hoërskool Leidenburg te doen nie. Dink jy regtig waar jou man, dink jy regtig waar jy met die emosionele vermoë, die wysheid, om in standaard 8 of in graad 10, nou te besluit, hierdie mannetjie is jou man, en jy wil sy hand begin hou vas, en jy wil hom begin soen. Ek meen, as jy ouetjie in standaard 10 begin soen, wat doen jy met hom in matriek? En wat doen jy met hom 'n jaar daarna? Ek meen, enige verhouding ontwikkel. Of hoe werk dit? Of is jy die persoon met die meeste selfbeheersing wat nog ooit in die geskiedenis van die wêreld op aarde gearrive het?
Dis net die vraag wat ek vra. I don't know. Wees vriende. Ek het vir my kinders gesê, luister hierso. Moenie jou lover trou nie. Dis die grootste fout wat jy in jou lewe kan maak. Moenie jou lover trou nie, want hierdie woordjie is chemistry. Dis chemies. Dit verander soos die wind. Maar papa, wie moet ek dan trou? Jou beste vriend en jou beste vriendin. Dis wie jy trou. Wanneer is iemand jou beste vriend? Luister hierso, dis nie die klap van 'n vinger as iemand jou beste vriend nie. Om iemand te hê as jou beste vriend, het jy een ding nodig, en dis tyd. En binne die konteks van tyd, leer jy 'n persoon ken. Wat is haar of sy moods, ups en downs? Hoe dink hy? Hoe dink sy? Wat wil hy hê? Wat wil sy hê? En as hy goed wil hê wat hy nie mag kry nie, luister hier, trek 'n Josef op hom. As sy goed wil hê wat sy nie mag kry nie, trek 'n Josef op haar en hardloop. Dit gaan oor vriendskap. En binne die konteks van vriendskap, kom ons op 'n plek waar ons sê, weet jy wat? Ek het jou geleer ken as 'n vriend of 'n vriendin. Ons is een van hart, een van siel. Maar hoe weet ek hierdie persoon is 'n baie goeie vriend of vriendin van my? Wanneer daar commitment is. Want die huwelik is 'n 20, 30, 40, 50 jaar. Nee, dit kan nie 20 wees nie. Die huwelik is 'n 40, 50, 60 jaar. Commitment van twee persone by mekaar. 'n Besluit wat twee persone neem. Omdat ons mekaar so goed ken en leer ken het, dat ons het besluit om die pad nou saam te loop in die konteks van 'n verhouding. Daardeur sê ek nie, moenie vir iemand trou vir wie jy nie lief is nie. Dis nie wat ek bedoel met die konteks van lover nie. Wat ek bedoel met die konteks van lover is, luister hier, jy kan nie jou besluite maak op wankelende knieë nie. Met oogies wat flikker en jou brein wat doodverklaar is nie. Want party mense is regtig waar brein dood as jy dink en as jy sien dat hulle dink hierdie verhouding gaan werk. Julle wat hierso sit, wat dalk in my ouderdomsgroep is, en jonger. Ek meen, as baie van julle wat julle kinders gesê het, dan sê jy vir jou vrou, of jou vrou sê vir jou, dink jy hierdie gaan werk? Wat sê jy dan? Natuurlik nie. Hoekom nie? Jy het wysheid. Jy het wysheid gekry. Daai twee dink dit gaan werk. Hoekom? Want hulle is verlief. En binne die konteks van verliefdheid werk baie mense se koppe nie, vername mansinne. Dit is hoekom as jy op 'n plek kom van vriendskap en jy is dik pelle, om dan tot die oortuiging te kom en sê, weet jy wat, ons is sulke groot vriende, daar's soveel raakpunte, daar's soveel goed wat ons in gemeen het, daar's soveel goed wat ons al oor gepraat het, dat ek dink, hierdie kan dalk werk. En dan kom 'n mens in die plek van 'n verhouding. 'n Ware vriend of 'n ware vriendin is een in hart en siel. En wanneer jy daardie een trou, dan werk langtermyn verhoudings gewoonlik makliker uit. Wanneer jy 'n vriend, luister mooi, wanneer jy 'n vriend of 'n vriendin meer as 'n lover begeer, en wanneer jy veel eerder 'n vriend wil wees as 'n lover, dan is jy gereed om in 'n langtermyn verhouding betrokke te raak. Die wêreld is andersom. Die wêreld is andersom. Jonge dames, jonge mans wil mekaar vry dat die brandweer jou nie kan doodkry nie. Die vuur nie. En wat gebeur daarna? Dis nie baie lank nie. Dan is daai ou hartjie gone. En dit is net een ding wat jy daar kan skryf. Trauma. Niks anderster nie. Trauma. Gebroke harte. Stikkende jong dames, stikkende mans. Is dit nie so nie? Party van julle sit hier so vanoggend en julle sê, weet jy wat? Nou praat hy van my. Ander sê ja, ek weet dis die waarheid, want
My boetie of my sussie is daar, of my neefie of my niggie, of 'n vriend of 'n vriendin van my is daar. Wanneer ons dis 'n verhouding baseer op wat ons daaruit kan kry, sal ons 'n persoon vernietig. Ek en jy moet op daai plek wees waar ons kyk wat ons tot 'n verhouding kan bydra en nie wat ons daaruit kan kry nie. Ek wil weer terugkom. Ware vriendskap is gekoppel aan kommitment. So, maar hoe gebeur hierdie goeters? En ek wil ietsiekie sê vanoggend oor verhouding en kommunikasie. Kommunikasie is okay. Kommunikasie. Hierdie twee woorde ontwikkel in gelid. Julle weet ons wat beteken in gelid. Hulle is in pas met mekaar. Dit ontwikkel vanaf observasie binne 'n verhouding, met ander woorde observasie, met ander woorde dit wat jy sien, tot by intimiteit. En kommunikasie is presies dieselfde. Kommunikasie gaan op die einde van die dag ontwikkel dit tot op 'n plek van ontbloting. Egbert, wat bedoel jy daarmee? Wanneer jy in 'n verhouding betrokke raak binne die konteks van die fisiese, ek meen die eerste ding rondom verhouding in die fisiese is julle vat mekaar se hand, is ek reg? So, dis die eerste. Dan waantoe dan? Totdat dit inkom by intimiteit. Buite die konteks van getroude lewe is dit net plain seks. Want seks is 'n bevrediging van self. Kommunikasie ontwikkel presies op dieselfde manier. En ek gaan nou daaroor, kom ons kyk gou 'n bietjie. Kom ons kyk na kommunikasie. Kom ons kyk na vlakke van kommunikasie. Hoe werk kommunikasie? Die eerste vlak van kommunikasie wat jy kry is casual kommunikasie. Casual. Ek sien my vrou jare terug, eerste keer het ek haar ontmoet. Daai tyd was ek nog nie Engels magtig nie. Ek het gesê hallo. Vandag sê hulle hi. Is ek reg? Casual. Hallo, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Hoe gaan dit met jou? Hoe is die weer? Casual kommunikasie. Die oomblik wanneer jy op daai plek is, daar 'n beentjie wat vorm. Die tweede plek waar hierdie casual kommunikasie heen gaan, is feitelike kommunikasie. Feitelike kommunikasie. Ons praat oor wat iemand anders gesê of gedoen het. Met ander woorde, dis amper soos joernaliste. Hulle gee feite mee. Maar die oomblik wanneer jy na feitelike kommunikasie gaan, vorm nou ook 'n lyntjie. Hy's bietjie dikker. Feitelike kommunikasie. Die derde ene wat daar is ware kommunikasie, het ek sommer geskryf. Ware kommunikasie. Met ander woorde, ons begin om ons idees weer te gee. Ons begin ons opinies weer te gee. Dis op hierdie plek waar ons 'n koffietjie gaan drink. En ons begin goeters deurgee met die spesifieke doel om gehoor te word. Ons deel nog nie ons diepste hartsgeheime nie. Maar dis waar ware kommunikasie begin. Ware kommunikasie is ook op hierdie plek waar daar 'n bandjie gevorm word. Ek maak 'n dinner. Die volgende vlak van kommunikasie is waar ons emosies met mekaar begin deel. Dis kommunikasie op 'n baie dieper vlak. Alhoewel ons onsself nie heeltemal ontbloot nie, is ons op 'n vlak waar ons bereid is om onsself in so 'n mate oop te stel, dat ons op 'n plek is waar ons kan seer kry. Deur iemand verwerp word, of ek stem glad nie met jou saam nie, of jy's mal, of ek hou van wat ek hoor. Dis 'n dieper vlak van kommunikasie. En op daai vlak raak daai lyntjie nog dikker. En dan die laaste vlak is eintlik openheid en waarheid. Dis 'n plek waar ek en jy is, waar daar geen geheime meer is nie, waar ons onsself in totaliteit ontbloot, waar ons ons hart oopmaak teenoor mekaar, en dit is wat gebeur. Nou, wanneer ons by die seksuele begin, dan begin ons by hierdie laaste lyn. En dan kom jy agter, na 'n ruk, dat ek as dame, ek as man,
word net gebruik. Dis eintlik al. En ek wil ontslaa raak van hierdie man of hierdie dame. Maar wat intussen gebeur het, is hier om jou, is so 'n klomp, ek wil amper noem 'n spinnerak van webbe, wat jou vashou. Dat wanneer jy op 'n plek in jou lewe kom, waar dit gebeur, en jy uit daai verhouding uitklim, is jou hart gebreek. En die grootste rede vir dit, is omdat jy op 'n plek begin het in jou lewe, waar jy nie moes begin het nie. Naamlik daar. En ek omkring hom met rooi, want is rooi ligte vir jou en vir my. En hierdie, is nie net van toepassing, buite die konteks van die huwelik nie. Ons begin op die verkeerde plek, en ons is daar, omdat ons geestelik nie op God se pad is van sy koninkryk nie, en ons is daar, omdat ons nie vir onsself guardrails daar gestel het nie. Om te sê, weet jy wat is toelaatbaar, wat is nie toelaatbaar nie. En ek en jy kom op 'n plek waar ons 'n gebroke hart het. Daar is hy. En dit wat God bedoel het as mooi, en dit wat God bedoel het om great te wees, is gebreek. En nou sit jy met hierdie gebroke hart, as gevolg van die feit dat jy geen guardrails gehad het nie, as gevolg van die feit dat jy verkeerde dinge gedoen het. En hierdie kan ook binne die konteks van die huwelik gebeur. Jy en jou vrou het een helse fight. En hierdie ding kom oor tyd. En nou stuur die vyand vir Poppy na jou toe. En Poppy is presies wat jy soek by jou vrou, maar jy kry dit nie by jou vrou nie. Sy luister na jou en sy is so oulik, en jy huil op haar skouer, en as jy weer sien, dan is jy daar. En kort voor lank, as jy weer jou oogies uitvee, dan breek jy daar ook. En jou hart is so gefragmenteerd, dat net die Here alleen weet hoe gaan jy jou hart heel kry. Want dit wat jy gedink het, hoe verhoudings moet werk, het jy die kat heeltyd aan die stertbeet gehad. En jy het op 'n plek gekom in jou lewe, waar jy in totaliteit gebroken is. En net die Here kan jou heel maak. Egbert, maar jy praat van goed, is dit regtig so? Luister hier, gaan praat met Santa, gaan praat met Marina. Kom praat met my. Jong mense wat se lewe in totaliteit verwoes is. Groot mense wat se lewens in totaliteit verwoes is. Omdat ons nie op die plek gekom het in ons lewe, waar ons 'n besluit geneem het, dat ons gaan bou op die geestelike, en met guardrails nie. En ons beland in hierdie goeters, omdat ons nie weet hoe kommunikasie werk nie, en waartoe kommunikasie lei nie. As ons kan verstaan van hoe kommunikasie werk, dan kan ons die moeilikheid voor die tyd sien kom. En dan kan ons 'n besluit neem, wanneer ons nog ons breins by ons het. Maar as jy nie weet hoe hierdie goed werk nie, as jy weer jou oë uitvee, dan sit jy hier, en daai gedeelte is eintlik maar net bedoel vir die huwelik. Wees versigtig om nie jou hart teenoor iemand oop te maak, wanneer jy nog nie op 'n plek gekom het, waar jy 'n besluit geneem het, en gesê het, weet jy wat, ons gaan in verhouding met mekaar saamstap, as gevolg van die feit, dat ons die Amos 3:3 beginsel volg nie. Amos 3:3 sê, sal twee mense saamloop, as hulle nie eers afgespreek het nie. Jy sien, as jy op die fisiese begin, is daar geen afspreek nie. Jy is in 'n ding ingedruk, waar jy geen keuse het as om saam te loop nie. Geen keuse nie. Die van julle wat planting gedoen het, ken sand as 'n voorbeeld met die draadjies. Ek meen, dis een vreeslike shot.
in een helse ontploffing. En albei is dood. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sê, ons gaan afspreek, ons gaan saamloop. Jammer, ek gebruik my kind as 'n voorbeeld. My dogter was in 'n geweldige groot vriendegroep betrokke op die pik. En sy het vir my vertel van, hierdie vriend is so oulik, en daai vriend is so oulik, en daai vriend is so oulik, en daai is so oulik, en hierdie is so oulik ou. Sy het gesê, my kind is fantasties. Wees in daai vriendegroep. Het sulke fenominale vriende ontmoet. Party na die Here gelei, vir party gebid vir doping in die Heilige Gees. Saam met 'n klomp by die selgroepe opgedaag en al daai goeters. En aan die einde van haar 3de jaar, toe bel sy my. Papa, toe ek hy stemmetjie hoor, sê ek, ja my kind, is jy verlief? Toe dit doodstil. Toe sê ek van, jy kan maar met my praat. Toe sê sy, papa, ek dink ek is verlief op my beste vriend. Ek sê, maar nou hoe dit gebeur? Sy sê, nee, ek het net gisterand gaan slaap, en toe het ek net agtergekom, ek dink ek is verlief op hierdie ou. Na 3 jaar se vriendskap, toe sê ek, maar dit is mos wat ek vir julle gesê het, hoe dit moet werk. En hulle is getroud. Maar sy 3 jaar gevat, waarin sy hom leer ken het. Al sy nikke, grille, skete, alles. En na 3 jaar se vriendskap, sy op die plek gekom en sy gesê het, weet jy wat, ek sien kans vir hierdie ou. Toe sê ek, en wat sê hy? Toe sê hy, nee, hy voel dieselfde nou oor my. Toe sê ek, wel, ken hy jou? Ken hy jou soos wat ek jou ken? Sê hy, nee, nou nie seker soos wat papa my ken nie, maar hy ken my redelik goed. En hulle het getrou. Maar hulle 3 jaar tyd gehad. En ek sê nie, dis die resep nie. Wat ek probeer sê is, weet jy wat, hierdie verhouding het spontaan ontwikkel vanuit 'n verhouding van ons is beste vriende. Daar was nie 'n bedreiging nie, daar was nie 'n fisiese nie, daar was niks sulke goed nie. Daar was geen druk op daai verhouding nie. Jy sien, wanneer ons by die fisiese begin, dan wonder die meisie, die man wonder dit nie, maar die dame wonder dit. Trou hierdie ou nou my oor die seks en my lyf, of trou hy met my omdat hy regtig waar lief is vir my? As ek sê, die seks stop hier, klaar. Gaan die verhouding nog aangaan, of gaan hy my los in 'n ander gil kry? Want ek weet van sulke gevalle ook. Is dit nie? En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy 'n verhouding begin op die geestelike. En dat ons vir die Here sal sê, Here, U het verhoudings ingestel, U het die huwelik ingestel. U is die een wat die huwelik tussen 'n man en 'n vrou ingestel het, en dit is veronderstel om fantasties, mooi, amazing te wees. Wat is U beginsels? En kom ons maak daai beginsels vas. Kom ons maak daai beginsels vas. En ons bou ons vriendskap op daai beginsels, en ons verhouding op daai beginsels. Nou pressure. Is iets wat spontaan ontwikkel. Want ons het reg begin. En ons het vooraf besluit. Wat is die reëls tussen my en jou? Wat mag ons doen en wat mag ons nie doen nie? Eintlik, wat sê die Bybel? Wat mag ons doen en wat mag ons nie doen nie? En dis dit. Daar's baie tyd vir die fisiese, nadat jy getroud is. Meeste ouens trou op 25, en hulle leef tot wanneer? 75. Jy het 50 jaar tyd vir die fisiese. Daar's 50 jaar tyd daarvoor. Die Bybel sê daar's 'n tyd vir alles. Wees wys en weet in watter tyd geleef en in watter tydvak jy is. En moenie jouself en die ander persoon vernietig nie. Daarby ons het hierdie ding in ons kop, of ons loop met die Bybel onder die arm, en ons verhoudingslewe werk nie. En ons kom nie by praktyk uit nie. Ons kom nie by die praktiese uit nie. En jong mense is mos baie slim, maar luister mos nie vir 'n pa en ma nie. Partykeer luister hulle dalk vir 'n ander oom en tannie, maar nie vir pa en ma nie. En ek wil weer sê, die mooiste mooi wat daar is, vir my, is seker 'n jong dame en 'n jong man, wat 'n fenominale verhouding het met mekaar, en 'n absolute voorbeeld is, en kyk hoe hierdie twee blomme
besig is om oop te gaan. En hoe hierdie verhouding besig is om te blom. En dan kry jy ander verhoudings, wat lyk of 'n trop varke deur daai blomtuin gejaag is. Want dit is chaos van die begin tot die einde. En ongelukkig veroorsaak hierdie goed langtermyn skade. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, dankie dat ek so oor 'n klomp goed kon gepraat het. Miskien vir die ouer mense wat reeds getroud is rondom kommunikasie. Kommunikasie in die werksplek. Waar moet ek versigtig wees? Miskien wil u vanoggend vir 'n man of twee hierso sê, dis tyd dat jy jou tekkies aantrek. En soos Josef sal weghardloop. Miskien wil u vir ons as mans vanoggend sê, net op die plek kom waar jy dink jy staan nie, want dan is jy naby om te val. In die voorbeeld van Abraham en Dawid en Samson. Miskien het u vanoggend tot jong mense gespreek en gesê, weet jy wat, ek moet verandering bring in my verhouding en wegbeweeg van die fisiese basis waarop ons besig is om te bou en bou op die geestelike. En dat mense wat na hierdie preek luister, Here, 'n kwaliteit besluit sal neem om te doen dit wat hulle gehoor het. En dat U hulle sal help, Here, sodat ons samelewing op 'n beter plek sal kom. Sodat ons goddelike resultate sal sien binne verhoudings, omdat ons goddelike beginsels toepas. Here, U woord is soos 'n tweesnydende swaard. En Vader, ek bid dat U woord, dit wat vleeslik is, sal wegsny. En dat ons in lyn sal kom met die geestelike. Vader, dankie dat ek verhoudings wat goddelik is, vanoggend kan seën. En vir U kan vra, dat U jong mense sal beskerm. Dankie dat ek vir U kan vra, Here, dat U huwelike sal beskerm. Dankie dat ek vir U kan vra, Here, dat U ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien, kan waarneem. Here, dat ons die listige planne van die vyand sal sien, en daarteen kan weerstand bied. En binne die konteks van verhouding, Here, is die weerstand die wind van voor, waar ons weghardloop. Nie waar ons geestelike oorlogvoering wil doen nie. Waar ons weghardloop, met 'n spoed, wat ons nog nooit geopenbaar het nie. Vader, ek eer U vir U goedheid, ek eer U vir U woord, en dankie Heilige Gees, dat U die naprediker van hierdie woord is. Here, ek wil jong mense wat na hierdie woord luister, wil ek tot orde roep, en sê, dink wat julle doen. Dink waarvoor jy jou inlaat. Ek wil met dames praat, Here, wat op 'n plek is, waar hulle aantrek, wat onwelvoeglik is. Vader, dat dames sal let, oor hoe hulle aantrek, hoe hulle self tentoonstel. Wat hulle sê, wat hulle doen, hoe hulle praat. Want dit wat ons oor praat, Here, is ernstig. Want die nagevolge hiervan is baie pynlik. En ek eer U, Vader, dat U 'n goeie God is. Ek eer U dat U ons nie wegwys nie. Dankie dat U ons nader trek. Dankie dat U ons help. Dankie dat U ons vergewe het vir daar waar ons gefouteer het. Maar U sê ook vir ons, moenie aanhou met die verkeerde nie. Ek bid dit in Jesus naam, amen.